Basie se badsap op Benny se Himeer en mevrou Dominie se toilet. Smousfontein in stowwerige dorpie daar diep in die Noordwes was nie veel groter as 'n plaaswerf nie. Alles wat jy nodig het en heelwat wat jy nie nodig gehad het nie, was op die een hoofstraat saamgepak in algemene handelaar in bottelstoer en kafee wat ook 'n wegneemete was, 2 kerke, want watter dorpie sal oorleef sonder 'n bietjie kerkpolitiek, 'n koöperasie, 'n polisiestasie en 'n volstasie waar die petrol altyd so bietjie verdag geryk het. Hier het almal mekaar geken, of hulle nou wou of nie. Die middelpunt van al die drama in Smousfontein was Basie Botha, die eienaar van die algemene handelaar. Basie was nie jou standaard winkelier nie, nee, hy was 'n karakter op sy eie. 'n Vrygesel met meer treks as 'n jekrusel by 'n hondeskou en 'n talent om uit enige situasie te kom, meestal deur iemand anders daar te los. Hy was bekend daarvoor dat hy vrugtesap in sy bad aanmaak om geld te spaar en daar was gerugte dat hy 'n gereelde nagjagter langs die groot pad was. Maar dit was Basie. Jy kon hom nie verander nie en meeste mense het ook nie probeer nie. Dan was daar Magriet Potgieter, die Dominie se vrou. Mevrou Dominie Potgieter, soos sy haarself genome het. As Basie die definisie van Charles was, dan was Magriet die lewende vorm van ordentlikheid, of so het sy gedink. Sy het altyd so in haar hoë nekblouse gestaan, met haar hare perfek geset soos 'n skoupoedel. Magriet het na almal gekyk asof sy 'n privaat lyn met die Here het en kon besluit wie hemel toe gaan en wie nie. Haar grootste stokperdjie. Skinder met 'n hoogmoedige glimlag oor die sonde van ander mense. Een snikjete woensdagmiddag, toe die son alles in Smousfontein probeer gaar maak het Basie weer sy streke gehad. Hy het besig geraak om met 'n boer te stry oor die prys van meel. Almal het geweet hy ruil mielies vir wildsvleis en maal dit sommer met 'n hamermeel en verpak dit in nuwe sake toe Benny Venter, die suurste klip in die hele dorp, daar instorm. Nou Benny het nie meel op die hart gehad nie. Sy dogter Annetjie was onlangs swanger verklaar en Benny was oortuig dat Basie iets daarmee te doen gehad het. Niemand weet presies hoekom Benny so seker was nie, maar as dit by Basie kom, was enige kinderstorie heel moontlik waar. Voordat Benny sy woorde kon klaarmaak, het Basie gesien hoe sy hande begin bal. En toe weet Basie, ek moet nou waai. Hy het oor die toonbank gespring met die spoed van 'n muis wat 'n kat sien en by die agterdeur uitgevlieg. Benny het hom gevolg soos 'n stoomtrein sonder brieke, skreeuend soos 'n hondsdol bobbejaan. Voor ons verder gaan, druk asseblief die subscribe knoppie. Basie het deur die dorpie gehardloop, stof in die lug opgeskop en al wat 'n hoender of 'n kind was, laat vlug. En toe beland hy by die pastorie. Hy het vinnig by die voordeur ingeskiet, sonder om eers te dink waarheen hy gaan, en met 'n vaart die badkamerdeur oopgestamp. Nou hy het natuurlik nie verwag om Magriet daar te kry nie, en beslis nie op haar porselein-troon nie. Daar sit sy in volle prim en proper glorie en Basie vlieg vol spoed in haar in 'n beland halfpad op haar skoot. Haar gil het seker tot in die hemel opgegaan. Basie het so vinnig probeer opstaan, dat hy amper sy eie bene raak geskop het, maar teen die tyd het Benny ook by die pastorie ingestorm. Toe Benny die toneel sien, Magriet, Basie en die algemene chaos van die oomblik, het hy stil gevries. Nie mooi geweet of hy moet lag of beklei nie. Stilte het oor almal neergedaal. Net die ou kook-klok wat tik-tik in die agtergrond het die ongemaklike stilte gebreek. Teen die aand was die storie natuurlik op almal se lippe. By die koffie het die tannie so hard gelag dat een in haar koffie gestik het. By die bottelstoer het die manne gesê dat dit die beste skandaal in jare is. En Basie, hy het by sy winkel gaan sit met 'n glas van sy badsap goed gedokter met vergeetsap en vir die eerste keer gedink, miskien moet ek 'n bietjie begin rustig raak, maar net bietjie. Magriet het later probeer voorgee dit was 'n toets van haar waardigheid,
maar sy kon nooit weer na Basie kyk sonder om te bloos nie. Binnie het ook begin twyfel oor sy aannames oor Annetjie se swangerskap, want laat ons eerlik wees, Basie was slinks, maar hy het nie regtig romantiese neigings gehad nie, en die nuwe polisieman was knaand op sy werf. En so het Smousfontein aangegaan soos gewoonlik. Die storie van Basie en Magriet en die groot toiletontmoeting het egter die dorpie se kindergesprekke jare lank gedomineer. Smousfontein was dalk klein, maar die drama was altyd groot en almal het geweet, as daar chaos is Basie nooit te ver weg nie. As jy die storie geniet het, druk die subscribe knoppie asseblief.